Daar's goed in die lewe wat ek en jy nie kan regmaak nie. Nie met tyd nie. Nie met jammer sê nie. Nie met kom ons doen dit oor nie. Daar is 'n fluistering in mense se stem, in mense se ore. As hulle soms daaroor praat, as hulle daaroor dink. Jy weet wat jy gedoen het. Jou seer is te groot. Vriende, welkom by hierdie uitsending van Goeie Vrydag en Paasondag. Ons kom nou hierdie afgelope week deur groot lydensweek. Verskillende stilhoudplekke. Dalk kon van u dit nie regtig meemaak nie. Dalk het die program dit nie toegelaat om al hierdie verskillende momente mee te maak van wat vooraf afgegaan het met groot lydensweek nie. Of dalk is dit reeds 'n stuk geestelike verdieping hierdie hele week al. Of dalk het die sommer net randomly uitgekom, een of ander tyd. Dalk is dit oor 3 jaar wat jy hierdie video kyk, hierdie uitsending kyk, en dan kom jy op af. Die Heilige Gees verras ons mos nou maar op verskillende maniere. En vandag se uitsending kombineer hierdie paasgebeure wat ek met 'n versigtigheid in my hart met u deel. Want weet jy, woorde kan eintlik nie beskryf dit wat die kern van Goeie Vrydag en Opstandingssondag is nie. Ons kombineer dit die afgelope paar jaar met ons uitsendings hier in Wellington, omdat mense ook baie keer met Paasnaweek ergens as familie of as vriende weg is. En dit bring vir ons telke male terug by die grootste, barste, kriesaamste, seerste verhaal wat mense nog ooit gehoor het. Wat mense nog ooit raak gelees het. En soms probeer mense dit so bietjie, soos die Engelsman sê, sugarcoat. Maar tog bly in hierdie seerste, kriesaamste, griesaamste verhaal die grootste omgee liefde van alle tye. Soos daardie dag toe Richard voor die regter gestaan het. Richard was 'n jong seun wat groot geword het in 'n plattelandse dorp. Sy omstandighede was nie so sleg nie, maar stelselmatig het hy met vriende bevriend geraak en stelselmatig het hy leuns vertel, in die moeilikheid beland, gesteel, mense bedrieg, noem dit op. En op 'n dag op die ouderdom van 19 beland hy voor hierdie regter. En die regter sê vir hom, Richard, hier is al die aanklagte teen jou. Ek het nie 'n ander keuse nie. Jy's skuldig. Jy's skuldig. Jy moet gestraf word. En Richard se moed sak, hy het so gehoop, sou dalk anders wees, maar hy het ook geweet, hy is skuldig. Sy ouers het ook daar 'n deel van die gehoor gesit. En toe gebeur die vreemde, die eienaardige ding. Voordat die regter die vonnis uitspreek, toe stap hy om na Richard toe. En hy gaan staan langs Richard. En hy haal sy toga af, wat die regter gewoonlik dra. En hy sê vir Richard, Richard, jy is skuldig aan al hierdie dinge. En jy moet gestraf word. En hy hang daardie toga om Richard se skouers. En hy sê vir Richard, maar ek gaan dit vir jou dra. Ek gaan vir jou tronk toe gaan. Dit klink mos net onlogies, dit klink mos net onwerklik. Hoe sal so iets gebeur? Dis mos net nie reg nie. Hoor bietjie wat staan in Jesaja 53 vers 5.
maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Weet jy, broer en suster, ons sit dalk vandag met 'n skuldgevoel. Ons sit dalk met gedagtes en denke hier binne in ons wat rondloop en maal, wat vir ons seer is, wat vir ons pla, wat vir ons hinderlik is. En dan kom hierdie ou verhaal, hierdie seer verhaal, en dan sê dit weer vir ons, nie net Richard nie, maar Sandra, Petro, Gerrit, Johan, wat jou naam ook al is, ek het dit vir jou gedoen. Jou grootste seer het ek op my kom vat. Jou diepste pyn het ek op my kom neem. Jou grootste skuldgevoel het ek gevat en gesê, jy hoef nie gestraf te word nie. Ek spreek jou vry. Daarvoor is hy deurboor. Daarvoor is hy gehang. Daarvoor is hy aan daardie kruis vermorsel, sodat ek en jy troos en heling kan vind. Jy ken vandag jou storie. Jy weet vandag wat 'n seer daar in jou lewe is. Jy weet wat 'n seer daar in ons land en in die wêreld is. Jy weet wat 'n seer en onvergewensgesindheid daar dalk in jou familie of in jou gesin is. Jy weet dalk hoe sukkel jy om jouself te vergewe. Jy weet dalk hoe jy sukkel om deur een of ander krisis te kom. Jy loop dalk al van die een terapeut na die ander, van die een behandeling na die ander, van die een medikasie na die ander. En dan kom die Here en sê hy, onthou, ek ken jou op jou naam. Ek ken jou omstandighede. Ek weet, ek wil dit vir jou kom wegvat. Dis waarvoor ek aan die kruis gesterf het. Daar's 'n ander verhaal van Nicky Cruz. Nou Nicky Cruz het in Puerto Rico groot geword. En sy ouers was deel van 'n okkultiese beweging ook in daai tyd. Maar Nicky Cruz dis 'n ware verhaal wat hom afgespeel het. En Nicky Cruz het die pad ook byster geraak. En op 'n stadium gaan hy na New York toe, om daar sy toevlug te soek. En in New York is hy op 'n stadium beskryf as een van die mees gehate mense wat daar is. Hy was vol haat, hy was vol woede. Hy het op 'n stadium self gesê, ek haat almal, ek haat self, myself. Maar hy het met bendebedrywighede betrokke gehad. Mau Maus was die bende waarin hy behoort het. Dit was 'n gruisame tyd, ook in sy lewe. En in 1958 kry daar 'n prediker met die naam David Wilkerson die roeping dat hy in New York moet begin werk op mense wat op strate bly en mense wat met bende geweld deur mekaar is in daardie tyd. En een aand op hierdie strate kruis sy pad met Nicky Cruz. En David Wilkerson sê vir hom, met die eerste ontmoeting, weet jy dat ek jou lief het? En op sy gebruikelike manier sê Nicky Cruz vir hom, hoor jy, ek ken jou nie, ek weet nie wie jy is nie, vir jou sny ek in stukke op. Jou pad uit my pad uit, ek wil niks met jou te doen hê nie. En toe antwoord David Wilkerson vir hom, hy sê, al sny jy my in hoeveel stukke op, elke stuk sal nog steeds sê, Jesus het jou lief. En daardie aand, onder leiding van die Heilige Gees, val Nicky Cruz, hierdie gevreesde man, hierdie bende leier, daar op sy knie, hy sê, nog nooit het iemand, nie eers sy familie, vir hom so onvoorwaardelik lief gehad, dat hulle gesê het, selfs al sny ek jou in stukke op, sal elke stuk uitroep, Jesus het jou lief. Dis die onvoorwaardelike liefde wat Jesus vandag weer aan jou kom gee. Hy sê, ek ken jou dalk jare, of ek ken jou dalk glad nie,
Jy ken my dalk glad nie, maar ek ken jou. En dan kom hy en dan sê, maar hierdie liefde is nog steeds vir jou bedoel. Dan gee hy 2 tekens, dan sê hy, ek gee vir jou die brood en gee vir jou die wyn. En met hierdie 2 tekens het hy die nagmaal ingestel, sodat mense nooit ooit weer hoef te twyfel. So waarlik soos wat sy liggaam gebreek is, so waarlik soos wat sy bloed gevloei het en daardie wyn gedrink word, so waarlik skree dit uit. Ek aanvaar jou, ek het jou lief. Met elke stukkie, met elke greintjie van my, het ek jou lief. Wil jy nie vir die oomblik dalk, as jy dit tuis kyk saam met iemand, wil jy nie dalk vir die oomblik dit net die knoppie druk pause, druk stop, dalk, en dan gaan kry jy gou vir jy, dalk het jy dit klaar reggesit, vir 'n glasie druiwesap of 'n glasie wyn, en 'n stukkie brood, en dan eet jy dit, en dan drink jy dit, en soos waarlik wat jy dit ruik, en proe, en voel, weet, so waarlik, kom God en sê, ek het jou onvoorwaardelik lief. In Petrus 2 vers 24. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Deur sy wonde het julle gesond geword. Dis soms jammer dat in sekere kerke dit so min gebruik word, dat nagmaal so min gebruik word, want en soms is dit ook dalk 'n goeie ding dat ons dit nie maar sommer net elke oggend, middag en aand gebruik, want dan raak dit eintlik maar 'n gewoonte, maar die diepe betekenis. En dit wat Jesus vir my en vir jou kom gee het, is ook ons wens as 'n geloofsgemeenskap hier in Wellington, maar ook verder, waar jy dit ook al luister en hoor vandag, dat jy dit ook so saam sal ervaar. Maar ons kan nie Paasnaweek vier en net stop by Goeie Vrydag nie. Alhoewel ons weet as Nuwe Testamentiese mense wat gaan gebeur, maar daar wag iets vir ons aan die kant. Saterdag is stil Saterdag, dis half daardie deel van, ons is verslae oor die gebeure van wat aan die kruis afgespeel het. Jesus wat so stikkend verwond is. Maar ons hoor so in die agtergrond, hoor ons die Paasfeesklokke wat van vroeg af lui. En hulle roep vir ons op te sê, daar is iets meer as die kruisdood. Daar is ook 'n leë graf. Weet jy, mens kan baie voorbeelde en baie stories gebruik om die opgewektheid en die lekkerte en die mooiheid van Paasondag te beskrywe. Want dis 'n kinderlike opgewondenheid waarmee mense eintlik Paasondag kan tegemoet gaan, omdat Jesus die dood oorwin het. Hy het van die dood 'n grap gemaak. Dit was ook die gebruik gewees in die kerklike tyd van daardie tyd. Wanneer dit op Paasondag kom, moes iemand in die gemeente, daar in die tempel of in die kerk waar hulle was, moes iemand 'n grap vertel het om van die dood 'n grap te maak, 'n bespotting te maak. Want Jesus het dit kom doen. Maar ek wil vandag 'n ander voorbeeld gebruik en u kan dit nou maar loop soek op YouTube. Maar weet jy, ek wag eintlik nou al so lank om hierdie as 'n voorbeeld te gebruik, maar dit was verlede jaar 2025 vir my so 'n moment gewees. En ek weet dit is nou aanvegbaar wat ek sê, maar iets daarvan skree vir my uit op Paasondag. In Suid-Afrika is daar 'n paar dinge waarvoor mense baie lief is, onder andere rugby. En die einde van verlede jaar se Curriebeeker seisoen, 2025, speel die Leeu's en Griquas in die finaal. En 'n seun hier van Wellington, Pieterberg, is die
afrigter van Griek was. En die Griekse ondersteuners het so gehoop, hierdie jaar is hulle jaar, die leeu's het gehoop, hierdie jaar is hulle jaar wat hulle die Karibebeker gaan wen, want al twee spanne het dit lanklaas gewen. Griek was net 55 jaar van tevore, baie meer verder terug as wat die leeu's. En die telling in die 78ste minuut, met 'n strafskop wat vir die leeu's gaan, dan loop hulle voor. En die leeu's skop die strafskop oor, en is 25-24. En daar is letterlik 'n minuut oor, dan is die wedstryd verby, dan is dit klaar. En die Griekse ondersteuners het geweet, ons sal maar nog moet wag. En die Griekse het afgeskop, en hulle gee hulle als na die minuut wat oor is, en later gaan dit in ekstra tyd in. Weet, dit gee maar so 'n rooi horlosietjie op die skerm, en gaan in ekstra tyd. En daar is 'n beweging vanuit 'n loskram uit, en beweeg oorkant na die kantlyn toe. En die fluitjie blaas, en dit is 'n strafskop vir die leeu's. En die leeu's is uit hulle naadheid, hulle spring wat hulle weet, dis verby. Die telling sê 25-24 vir die leeu's, dis verby. Want die strafskop, al wat hulle moet doen is uitskop, en is oor. En is asof die Griekse koppe hang. En in daardie stadium sê die kommentators, maar wag, lyk my daar's 'n kinkel in die kabel. En hulle moet teruggaan, want die eindvlekkie het nog nie geblaas nie. Want die leeu's het al begin feesvier, die skare juig en hulle blaas en hulle fluit en gaan te kere, want hulle die Karibebeker van 2025 gewen. En op 'n stadium, toe sê hulle maar, wag, en hulle speel terug, en hulle sien, maar daar was 'n oortreding van die leeu se kant af. Die strafskop gaan eintlik vir Griek was. En die Griekse rugbyspan, met George Whitehead, moet die bal deur die paal skop, dan wen hulle. En dit gebeur ook so. 55 jaar daarna, in die doodsnikke van die wedstryd, ekstra tyd, wen Griek was. Nou, hoekom vertel ek dit nou vir u op opstandingsdag? Ag, ons nou altyd lekker om 'n wenstorie ook te vertel. Maar weet jy, dit was vir my so half, as ek dit nou vandag in terme van die opgewektheid van opstandingsdag dink. Die dood het amper gedink het gewen. Die Emmausgangers sê vir mekaar op pad, wie ons het so gehoop, dit is ons koning. Die disippels sê, ons het dan gehoop, hierdie is die een wat vir ons gaan kom red van alle sonde. Hierdie is die een wat vir ons gaan kom heel maak. Ons het so gehoop. En daardie verslaandheid op die Saterdag. En dan Sondagoggend die nuus wat deurbreek. Kom kyk, die graf is oop, die klip is weggerol. Julle het gedink, die wedstryd is verby. Julle het gedink is game over. Maar nog lank was dit nie oor nie, want hy het die oorwinning behaal. Die wat nou nie hou so baie van rugby, vergewe maar die vergelyking, maar vir my was dit so 'n mooi storie. Want in afhanklikheid van die Here, staan ons ook vandag en sê, Here, partykeer verloor ons ook hoop, en dan dink ons ook, ons het so gehoop hierdie keer, ons het so gehoop, nou sal dit wees, ons het so gedink, in hierdie seisoen van my lewe, of in hierdie tyd, of by hierdie werk, of by hierdie skool sal het, en dan gebeur het nie. En dan kom daar die verrassing. My kind, ek het die grootste wonderwerk van alle tye gedoen. Ek het opgestaan uit die dood. Ek lewe. En ek lewe saam met jou. Daarom, liewe vriend en vriendin, jou titel is saam oorwinnaar. Jy deel in die oorwinning. Jy deel in die vreugde, dat niks of niemand jou ooit kan skei van die liefde van Christus nie. Jy deel in daardie vreugde, dat jy nooit alleen is nie, want nie eers die dood kon vir Jesus weghou van jou af nie.
Nie van jou seer af nie, nie van jou skuldgevoel af nie, nie van jou eensaamheid af nie, nie van jou twyfel af nie, niks kan Jesus weghou van jou af nie. Hoor jy ook die Paasfeesklokke wat lui vir jou en vir my? Hoor jy die Paasfeesklokke? Die Here het opgestaan. Hy het vir al ons sonde hom aan die kruis laat slaan. In hom is nuwe lewe. Sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons voor verheerlik. En ons kan op hom hoop. Hoor jy die Paasfeesklokke? Die Heer voer heerskappy, hy heers oor alle dinge. Sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewenskroon verkry. Ons hoor die Paasfeesklokke wat oor die wêreld lui. Gaan en gaan vertel die wêreld. Daar's hoop, daar's vrede en daar's onvoorwaardelike liefde. Amen.